So, ek wil vanoggend 'n bietjie met u gesels in 'n gedeelte van ma wees in Jesus se lewe en hoe dit ons partykeer beïnvloed, maar ook hoe Jesus aangegaan het en groter dinge daar uitgedoen het. Maar net eers wil ek jou 'n storie vertel wat ek gehoor het van 'n pastoor. Hy wil baie graag op hierdie Moedersdag 'n grappie vertel en die grappie kom daarop neer dat die beste jare van sy lewe was in sy ma se arms gewees. Dis die bottom line, dis die grappie. En hy gaan staan nou voor, en hy dink dit gaan oulik wees, en hy praat in Engels, en hy sê vir hulle, the best years of my life I spent in the arms of another man's wife. En hy vergeet die punchline. En hy staan terug, en sy vrou kyk hom so verskrik, en die kinders kyk rond, en die gemeente begin te praat, en wat is die antwoord? Miskien gaan ek dit weer sê. Hy sê, stap voor hom te sê, the best years of my life I spent in the arms of another man's wife. En sy vrou begin te huil, en hy kan nie onthou wat sy bottom line nie. En hy besef het nou moeilikheid, want van die broers staan nou op. En dis die kerkraadbroers. Hier kom moeilikheid, net nog, hy gaan nog een keer sê, hy hoop rarig, Here, gee my net die antwoord. Hy sê, the best years of my life I spent in the arms of another man's wife. But for the life of me, I can't remember who she was. Dis jou ma, man, dis jou ma. So miskien is die twee mees misverstane en misbruikte woorde in alle godsdiens, maar spesifiek die Christendom, hierdie twee woorde, vertroue en geloof. As jy net vir 'n sekonde alle teologie en godsdiens op sy skuif, weet ons almal wat dit beteken in ons huise, in die winkels, waar ons beweeg, in ons kulture, weet ons wat vertroue en geloof beteken. Maar die een of ander rede, wanneer jy godsdiens daar inbreek, dan word hulle gekaap, want dan is dit moeilik om alles te verstaan. In die werklike wêreld hier, waar ons leef, waar almal werk, waar almal speel, waar almal vriende het, glo ons, want dit is gebaseer op bewyse. Amen? Met ander woorde, jy neem besluite oor wat jy sien, jy neem besluite oor wat jy lees, maar dan die groot ding in jou geloof is, jy glo die mense wat iets vir jou vertel. My ma het my groot gemaak, en in al daardie dinge wat sy met my groot gemaak het sy my op 'n punt gebring om haar te glo. As sy vir my sê, dis koud, dan trek ek 'n baadjie aan, want dit is koud. En omdat sy so gesê het. Wanneer sy sê, ons moet eet, dan eet ons, anders kry ek nie kos vanaand nie, want sy het gesê, nou. Wanneer ons buite gespeel het op die fietsse, en ek weet nie of julle ook so 'n lekker robbelewe gehad het soos ek nie, dit was fantasties, ons het mekaar met klippe, klonte, enige iets gegooi, stokke, darts, baie lekker. Pierre, jy skud jou kop, jy weet, nee. Was nie ek en Pierre nie, maar ek en my broer. En die groot ding daarop kom, dat jou ma weet alles wanneer jy klein is. Het julle dit al agtergekom? As jy nou terugdink. Nou, wanneer jy ouer word, nee, dan weet jou ma nog steeds alles. Ek is nou al getroud met 'n vrou, my een vrou, my eie vrou, hierdie jaar 18 jaar. Ja. Ja, klap vir haar en dis hou dit uit met my. En nog steeds sal my ma vir my advies gee oor goed wat ek weet. Doen julle dit ook? Daai wat lag, nee, julle weet. En nou die dag toe vat ek haar aan, sê ek, ma, ek weet hierdie goed. Sy sê, luister hier, jy sal altyd my baby bly. En net daar almal wat lag, julle weet dit, nee? Maak nie saak wat met jou kind gebeur nie, hy of sy sal altyd jou baby wees. Nou, toe jy kind was, is jy geleer dat 8 x 8 is 64. Nou sien ek van julle tel. Maar ek kan met sekerheid sê, jy het nie huis toe gegaan en 8 rye van 8 van goeders gaan neersit en gaan tel 1, 2, 3, 4, 5. Julle het dit net aanvaar. 8 x 8
is 64. Hoekom? Want ons het vertroue gehad in die onderwyser, die meneer of die juffrou, wat daardie informasie vir ons gegee het. Ons het hulle vertrou dat hulle vir ons die waarheid sal sê, en die waarheid met ons sal praat. Maar soms in ons lewens is daar 'n teenstrydige informasie wat deurkom. Jy kry twee verskillende tipes informasie, en partykeer is jy nie seker wat om te glo nie. So ek gaan nou 'n vraag vir julle vra, en hierdie gaan seker die belangrikste vraag wat jy vandag gaan hoor. Is julle reg? Okay, bietjie. Is koffie vir jou goed? Almal wat sê koffie is goed, steek jy op die hand. Ons gaan na die tyd 'n groep begin, Kafeïne Anonymous. Ek hoor dat sommige mense gesê het, as jy 6 koppies koffie 'n dag drink, leef jy 6 jaar langer. Ek sê, jy is so haai, jy gaan nie weet hoe oud jy is nie. Maar dan kry jy nou die mense met die dik brille en wit jasse, en hulle doen verskillende ondersoek, en hulle stel, en dan sê hulle, nee, koffie is sleg vir jou. Nou, almal dink, wat sê koffie is sleg vir jou, steek op jou hand. Julle weet nie waarvan julle praat nie. So ek het 'n kognitiewe vooroordeel. Dit is waar ek besluit, ek gaan nie luister na wat mense sê nie. So as jy sê dit is sleg, dankie vir jou opinie. Ek gaan net na sekere informasie luister, en dit word informasie vooroordeel genoem. Jy luister na die informasie wat jy reeds weet, en baie van ons sukkel hiermee. So wanneer dit by koffie kom, persoonlik, gee ek net aandag aan die navorsing wat bevestig wat ek reeds glo. Koffie is goed. Ons almal sukkel met bevestiging vooroordeels. Maar die punt is, almal van ons weet wat dit beteken om iets te glo. Johannes, die seun van Zebedeus, kom en hy skryf hierdie brief, hierdie nagevolge, hierdie manier wat hy alles opskryf van Jesus wat gebeur. En ek kan nou vir jou eerlik sê, as jy vir hom vra, Johannes, toe jy vir Jesus gevolg het jy hom gevolg as gevolg van geloof, dan gaan hy vir jou sê nee. Want daar is 'n enorme groot verskil tussen deur geloof, dis die manier of middel wat jy gered word deur geloof, of as gevolg van geloof. So deur geloof of as gevolg van geloof. As gevolg van geloof beteken die oorsaak, of gevolg gehoorsaam as gevolg van geloof. Ek is gehoorsaam. So Johannes het sy pa se vissersbedryf verlaat om Jesus te volg as gevolg van wat hy gesien het. Johannes skryf in sy evangelie die volgende. Hy praat oor die wonderwerke, maar hy doen dit op so 'n manier dat dit nie 'n alledaagse ding is wat gebeur nie, maar dat dit 'n spesifieke boodskap het wat aangebring word en aangehou word aan Jesus. Met ander woorde, dit wys heen, elke wonderwerk wys heen na die identiteit van die een wat dit gedoen het. Wys na Jesus. Wonderwerk. In 'n vrye Afrikaanse vertaling het iemand dit vertaal wonderwerk. Jesus doen die werk en ons wonder wat aangaan. So doen hy Johannes sy bes om in hierdie evangelie vir ons te wys en te help dat ons nie verlief raak op die gebeure, die oomblik, die wonderwerke of die teken nie, maar dat ons eerder verlief raak op die een wat dit doen. Want dit is waaroor dit gaan. Alles gaan
oor Jesus. En Johannes noem ook 7 tekens in sy verslag wat hy skryf. Die eerste een is waar hy water in wyn verander het. Onthou julle dit? Dit was 'n lekker party daai. Dan die seun van die amptenare wat genees is, hy het gekom, Jesus sê, gaan jou seun is genees. Die man by die poel of die bad van Bethesda, hy is genees. Waar hy die 5000 gevoed het, hy het hulle honger gestil. Waar hy op die water geloop het, waar hulle gedink het hy is 'n spook. Waar hy die blinde man genees het, waar hy vir Lazarus uit die dood uit opgewek het. Hierdie is punte wat heen wys na hom toe. So, kom ons spring dadelik in op die dag. En dit was die 3de dag. Daar was 'n troue wat plaasgevind het in Kana in Galilea. Bless you. Dis ver noord van Jerusalem. En Jesus se moeder was daar. Hy sê op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea. En die moeder van Jesus was daar. So, hierdie is baie detail wat dit maak dat ons weet dis nie 'n feeverhaal nie. Hierdie is iets wat gebeur het. Dis in hierdie verslag ingebring en soos wat ons hier inbring, lees ons dat Maria was deel van die gasheerkomitee. Sy het toe al op 'n komitee gedien. Miskien was sy deel van die groep wat gekyk het na die spysenering, ons weet nou nie presies nie, maar sy het 'n spesifieke verantwoordelikheid gehad op hierdie bruilof. En Jesus en sy disippels is ook genooi na hierdie bruilof. En op dit beteken al hierdie dinge wat Johannes nou wil uitbring en wat hy skryf, hy sê in sy verslag, weet jy wat, ek was daar. Ek het dit gesien. Ek het nie net daarvan gehoor nie, ek het dit beleef. So hierdie verslag is bietjie iets anderster. Nou, ek wil jy moet verstaan, wanneer hulle praat oor 'n bruilof in daardie tyd, was dit nie 'n dag soos vandag nie, dit het vir 'n paar dae aangehou. So 'n bruilof was 'n groot ding gewees. Het was ook 'n baie duur ding gewees. Maar dinge het nie verander nie, nee. Maar op 'n punt kyk Jesus se ma vir hom en sê, seun, hulle het nie meer wyn nie. En ek dink dit is so amazing dat sy na hom toe draai in hierdie krisis wat niks met hierdie goeders te doen het nie, want hy is maar 'n gas wat uitgenooi is en sê, die wyn is klaar. Jy sien, dit sal meer wees soos vandag, as jy 'n troukoek gehad het en iemand gaan om 'n stukkie te kry en dis weg, en dis klaar. Daar is nie meer nie, dis dan. So as jy oor 'n paar dae nodig het om wyn te bedien en daar is nie, het jy moeilikheid. So, en toe daar, Johannes 2 vers 3, ek het dit nie opgesit daar nie, ek sien ek het dit gemis, maar hy sê in Johannes 2 vers 3, en toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie. So dis eintlik 'n groot verleentheid, nê. As jy soveel gaste het wat uitkom en hulle kom en hoor waar jy is en hulle is by hierdie punt wat jy deel kan wees van iets amazings. So en ek gaan sit en dink oor hierdie ding waar sy na hom toe draai en skielik word ek nuuskierig oor hoe Jesus groot geword het. Hoe was dit gewees? Was dit dalk gewees as daar iets kort gekom het in die huis, dan sê sy maar nie hardop gou kruideniersware toe nie. Sy sê, laat dit net gebeur, ek gaan my wegdraai, en dan laat jy dit net happen. Ek sal nie kyk nie. Het ons melk nodig? Jesus, ek wil jy nou nie pla nie, maar kan jy dink hoe dit moes wees? Ek dink nie dit het so gebeur nie, maar vir my eie kop om met hom groot te word, kan jy dink jy het gehardloop en geval en jy bloei, en hy sê, don't worry, kom ons gaan. Hey. Gesond, papa. Maar hoe kom ons by hierdie
punt waar sy ma na hom toe draai en sê die wyn is klaar. En dan kom Jesus se reaksie. Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. In Engels sê dit nog erger. Woman, why did you involve me? Jesus replied, my hour has not yet come. Nou ek gaan jou nou daag, kom by die huis en sê vir jou vrou, wat? Of mooi in Engels, woman, ek wil net hê jy moet bietjie verder wegstaan wanneer jy dit sê met 'n oop deur agter jou. Jy kan nie gaan en sê, I'm just quoting Jesus. Maar die regte vertaling eintlik van die woord mis ons bietjie, want eintlik sê hy, my lady. Hy spreek haar aan in 'n formele konteks, as wat hy sê, ma, moenie my vra, wat vra jy my? Hy hou dit formeel. Miskien het hy dit 'n grap gedoen en gesê, my lady, as soveel moontlikhede om te kon verstaan. Hy kon ook gesê het, ma, ek het gekom om die wêreld te red, nie troue nie. This is not how I plan to go public. Ek het 'n ander beplanning gehad. Ja, ma, hier is nie baie messiaans nie. Ek weet nie of dit reg gaan wees nie. En nou kom Maria en sy doen iets moois. Sy glimlag vir hom. Sy kyk na die dienaars en sê, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Kan julle sien waar die gesag uit haar uitgekom het en sy dit teruggegee het vir Jesus? Hy is in beheer. Net wat hy sê, moet jy doen. En vandag is dit nog dieselfde. Net wat hy sê, moet jy doen. Soos wat jou ma jou geleer het toe jy klein was, net wat sy sê, moet jy doen. En ons mis partykeer hierdie klein goeders wat bymekaar kom, en ek dink toe sy klaar dit vir hierdie dienaars gesê het sy omgedraai en weggeloop, want 'n ma doen dit mos. Sy het nou klaar gepraat. Wat is daar nog meer om te sê? Daar is nie iets meer om te sê nie. So, Johannes 2:6 sê dan, nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons each. So, hierdie waterkruike, hierdie 6 wat gestaan het, was ook deel van die Jodese seremonie van skoonmaak. En hulle het baie seremonies gehad dat hulle moes deurgaan om heilig te wees, want jy mag nie aan iemand vat wat dood is nie, jy moet aanhoudend jou hande was, partykeer moet jou hande tot by jou elmboog was, ander kere moet jy groter goeders en kleiner goeders, jy moet jou voete was, daar is soveel seremonies. So hier is die klein bakkies nie, dis groot. En dis nou leeg. So, om by al hierdie tradisies verby te kom en te kyk na hierdie klippe, ek dink ek het dit op, daar is hy. Te kyk na hierdie waskom, hierdie klippe, hierdie houers wat hulle nou vol water maak om by die bruiloft te gee. Wanneer jy daarna kyk, dan besef jy, hierdie was nie klein goeders nie. Dis groot. En wat sê Jesus vir die man? Hy sê vir hulle, maak die kanne vol water. En hulle het hul tot bo toe vol gemaak. Vol. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar, en hulle het dit gebring. Hulle het geskep en gebring. Nou, net daarso was dit, ek dink, 'n vrees oomblik vir hierdie dienaars wat hierdie potte vol gemaak het. Want Jesus sê, maak dit vol water, ons het dit vol water gemaak. Vat 'n skepie, hy vat 'n skepie, gee dit vir hom te drink, en sê, hier kom moeilikheid. Hy gaan 'n slukkie water vat. In die tyd wat daai vol geword het, geskep het en gegee is, het die wonderwerk gebeur.
water verander na wyn. En soos dit dan by hierdie hoofdienaar uitkom, en toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het, en hy nie geweet het waarvandaan dit was nie, maar die dienaars het wat die water geskep het geweet, roep die hoofdienaar die bruidegom. En vers 10 sê, en hy sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, met ander woorde, ek kan nie met my naam onthou nie, dan die slegste. Maar u die goeie wyn tot nou toe bewaar. Kan jy hoor wat daar gebeur? Johannes vertel ons nie eers net dat 'n wonderwerk plaasgevind het nie. En die manier hoe hy dit skryf, en daardie manier gaan lees jy dit, dan sit asof hy sê, weet jy wat, dit het mos gebeur, onthou jy, Paulus, onthou jy Petrus, dis wat Jesus daar gedoen het, o ja, onthou jy het op die water geloop, so hy gee nie baie ander detail in wat gebeur het nie, maar hy vertel die storie, asof ons weet wat gebeur het. Al was hy daar, want dit is hoe hulle met mekaar gepraat het, onthou jy, toe die demone die ou uitgehardloop het in die varke in, dit was daarom snaaks. Hulle het mekaar vertel oor wat hulle gesien het, en hulle het aanhoudend dit vir mekaar vertel, en dit is ook waarom dit vir ons belangrik is, om met mekaar te praat oor wat God doen. In hierdie klipkruike, kan jy sien dat dit 'n voorstelling kan wees, van die verbond en die tradisies, wat Jesus gekom het, om te vervul. Die wyn is klaar, maar daar's 'n nuwe wyn op pad. Halleluja. Dit maak my so opgewonde, die verbond wat God met die nasie van Israel geskep het, die reëling wat Israel by die berg Sinaï kon kry, is besig om tot vervulling te kom voor hulle oë. En die grootste ding wat my geruk het is, die bruilof, die mense wat besig was daarna het nie 'n klou nie. Hulle weet nie eers van die miracle nie. Maar Jesus besluit hier op hierdie oomblik om iets te gebruik, om te illustreer iets wat iemand sou verstaan op daai oomblik nie. Hy wys vir hulle, daar is iets nuuts wat kom, van nou af, as jy dink aan hierdie offers, wanneer jy dink aan hierdie seremonies wat jy nodig het om te doen, as jy dink aan hoe jy jouself moet was en skoonmaak, as jy dink aan elke ding van die verlede, van hoe ek die goed in mekaar gestel het, ek kom om dit te vervul. Jy gaan nie meer 'n offer inbring nie, ek gaan die offer wees. Jy gaan nooit weer 'n dier hoef te slag vir my nie, ek is die offer. En niemand weet dit nie. En hy sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste, maar u die goeie wyn tot nou toe bewaar. Jy weet, dit word so groot vir my, wanneer ek dink hoe die hart van Jesus na mense toe uitgaan. En die naaste wat ek daaraan kan dink, is 'n ma se hart. Adrie het 'n dingie kom sê vandag, wat ek daar gehoor het self, en toe kom sê sy vir my, sy dit ervaar, toe sê ek gaan sê dit. Die ouers wat hier sit, het 'n groot hart vir jou gesin. En it's amazing, jy het 'n hart vir jou man, jy het 'n hart vir jou kinders, maar baie min het jy kere 'n hart vir jouself. En dit is so belangrik om te verstaan, dat daar balans moet wees. Toe Jesus gekom het, het hy vir ons balans gebring. Hy het nie net goed weggevat nie, hy het dit vervul. Nou, as jy kyk na die klein verbindingswoordjie wat gekoppel word aan die Griekse woord henna,
dan word dit ook vertaal na vertroue toe. So dit is nie net om geloof in iemand te hê nie, maar vertroue wat die disippels in hom geplaas het. Want hulle het hom geglo, want hulle het gesien, want hulle het gedoen. En die Here doen vandag presies dieselfde met ons. Hy sê nie net, ek wil hê jy moet in my glo nie. Hy sê, sit jou vertroue in my. Ek nooi jou uit. Sit dit in my. Stap saam met my in die goeie tye, in die donker tye, in die absolute verwarde tye. Stap saam met my. Dan wys ek jou hoe om oor en deur al hierdie dinge te beweeg. Ek maak klaar. Jesus het gekom om te vervul. Jesus het gekom om ons te vul. Die enigste manier hoe ons hierdie bymekaar bring, is nie net as ons vertroue in hom sit nie, maar om glo vir wat hy gedoen het. En dan in dit vorentoe te beweeg en mense te wys. Al die ma's, baie dankie, dat julle vir ons liefde wys, ons manne wat partykeer bietjie afgestomp is. Baie dankie dat julle aanhou probeer, om die beste te wees in wat julle doen. Baie dankie vir julle liefde. En meer as dit, dankie vir julle omgee. Ek het al gesien hoe gee 'n mamma om vir iemand anders wat nie eers haar kind is nie. Dankie vir daai hart. So daar waar jy sit, maak jou oë toe, vat aan iemand langs jou, vat hulle hand as jy kan, as dit jou vrou is. Here, soos wat ons nou sit, en ons hierdie ervaring van U het, van wat U gedoen het, dat daar vertroue en grootsheid inkom, en U liefde ons oorweldig, soos wat U gewys het by 'n bruilof, dat U alles vervul. Bid ek dat ons tot vervulling sal kom in U, en 'n ervaring soos nog nooit van tevore nie. Ek seën elke ma hier vandag in die naam van Jesus, sodat hulle nie net krag sal hê nie, maar staande sal bly. En ek eer U vir wat U vir ons gedoen het. Dankie dat U ons vervulling in plek gestel het om rituele weg te vat. Ons het U lief, Here. En almal sê